Hier om hierdie gemeente, maar in besonder die uniformdraers, die gesondheidsdienste, polisie, maatskaplike dienste, ook daar's 'n klomp te kom bemoedig. En u het my teksgedeelte geluister vanoggend, ons teksgedeelte uit Rigters 6 van vers 1 tot 21 en dan 2 Korintiërs 4. Maar ek wil begin deur te sê, om 'n uniformdraer te wees is nie so eenvoudig as om net 'n uniform aan te trek. Om 'n uniformdraer te wees, dra soveel verantwoordelikheid, of dit plaas soveel verantwoordelikheid op ons skouers, want wanneer ons soggens ons uniform moet aantrek, dan is jy nie meer ma nie, jy is nie meer vrou nie, jy is nie meer ouma nie, ek is allemaal ouma ook, jy moet letterlik of soms 'n hele ander persoonlikheid aantrek saam met jou uniform. En baie van ons, omdat ons weet wat vir ons wag, of soms nie weet wat vir ons wag nie. Die polisie sal dit verstaan, ons korrektiewe dienste spesifiek. Want wanneer jy by jou werksplek instap, maak nie saak watter beplanning jy vir die dag gedoen het of wat op jou dagboek is nie. Die situasie bepaal hoe jy moet optree, wat jy moet doen in die hospitale. Ek kan my soms net indink hoe moeilik dit daar moet wees. So daar is nie 'n voorgeskrewe, ja, daar is kom voorgeskrewe beleide en boeke en goede, wat sê ons moet optree, maar wanneer ons werksplek bekleer as gelowiges, doen jy dit met die genade van God en God alleen. En baie keer, of elke keer moet jy sê, Here, ons weet nie wat vandag inhou, maar dankie dat ons weet, U gaan ons vooruit. Dit is altyd my gebed in die oggend. Dis 'n besondere voorreg om vandag met mense te praat wat elke dag 'n uniform aantrek. Okay, sommige van ons dra nie 'n uniform nie, maar ons staan ook in bepaalde posisies. So, want agter elke uniform is daar 'n mens, 'n gesin, 'n verhaal. Is daar vreugdes en daar is teleurstellings en oorwinnings en daar is wonde. Of jy nou in die hospitaal werk, dokter is, verpleegkundige, of net administrateur, of jy diens doen in die nasionale weermag, of in die Suid-Afrikaanse polisie, departement korrektiewe dienste, departement maatskaplike werke, dienste, die ambulansdienste, en so kan ons opnoem. Die Here sien nie eers die uniform, die Here sien die hart. En soos hy eenmaal vir Gideon gesê het, sê hy vandag vir elkeen van ons, die Here is met jou, dapper held. Hoor even my? Die Here is met jou, dapper held. Want dit is soms wat ons moet wees. Die AO het dit ook so mooi gesê. Helde en heldinne vir mense vir wie ons moet beskerm. En daartoe is ons geroep. Maar kom ons kom terug na ons skrifgedeelte toe. In die jare tussen ongeveer 250.000 jaar voor Christus was Israel in die tyd van die regters gewees. En na Joshua se dood was daar nie 'n sterk godvreesende leierskap wat die volk kon lei nie. So die volk het aan verder van die Here afgedwaal. En gevolglik is hulle herhaaldelik deur die vyand of vyandige volke oorval. En in Rigters 6 lees ons van die Midianiete, die afstammelinge van Abraham, deur Ketura,
en wat Israel telkens beroof en geplunder het. En wanneer die Israeliete gesaai het die Midianiete gekom en hulle die oeste vernietig, die volk van God moes daarom in grotte en spelonke gaan skuil en hulle goed wegsit, en hulle was gedurig met vrees gevul. Hulle was moedeloos gewees en hulle was gebroken en sonder hulp. En ek wil eintlik nog vraag, as dit nie soms net so ons in ons werksplek voel, as individuals. Daar kom sommige dae, of eintlik vandag op 'n daaglikse basis, kom ons voor geweld en misdaad te staan. Want dit definieer ons gemeenskappe. Daar is werksure, lang werksure. My skoonsister is 'n dokter en hulle werk onnatuurlike werksure, waar u moet siekes versorg en waar u moet nie net met die pasiënte te doen het nie, en die pasiënte moet help nie, maar ook die families moet bemoedig. En sommige tye is daar soveel moeilike besluite wat daar geneem moet word wat mense se lewens raak. In korrektiewe dienste, ons as korrektiewe amptenare werk daagliks met die gebrokenis van ons gemeenskap, maar ook met hulle wat vir 'n bepaalde misdaad daar opgesluit is. Gewelddadige mense. Mense wat met die nommer, die bende, betrokke is in bende, geweld en bende, betrokkenheid onder veral ons jong mense, ons skole en ons kinders, is aan die orde van die dag. En dan in sulke tye moet jy orde handhaaf. Polisiebeamptes word ingeroep om die wetteloosheid wat in ons gemeenskappe is, die geweld wat daar daagliks is, dag en nag, om dit te kom bestry. En in die situasie is jy eintlik onveilig. Die ambulanspersoneel word geroep na tonele toe waarvan alle mense wil wegvlug. En dan moet hulle werk, want hulle is die eerste saam met die polisie en die verkeers, wat daar, as daar ongeluk is wat opdaag, wat moet stabiliseer voor die mense op hospitaal toegeneem word. Soldate is daar om die land te beskerm. En dikwels doen elkeen van u hierdie werk sonder dat baie mense die opofferings wat u maak raak sien. Ek dink maar nou net, as ek verder dink aan die hospitale en die klinieke, oorvol onder hoeveel druk hulle werk as gevolg van personeeltekorte. Hoeveel emosionele uitputting daarmee gepaard gaan. En baie keer voel ons asof die Midianiete net te veel geword het vir ons. Hierdie vyande wat ons in ons werksituasies beroep. So, om terug te kom na ons geleesde gedeelte toe, in hulle nood roep die Israeliete tot God, en God stuur vir hulle 'n profeet wat hulle herinner, of eerstens herinner aan hulle eie ontrouheid, want hulle het wegbeweeg van God af, en daarna roep hy 'n man wat niemand sou kies nie. Hy roep vir Gideon, wat 'n eenvoudige man was, om sy mondstuk te wees. En Gideon was maar besig, hy was nie besig op die slagveld soos die soldate nie, maar hy was maar besig gewees om koring in 'n paskruit uit te slaan, sodat hy bietjie voedsel bymekaar kan maak, en waar die Midianiete hom nie kan sien, en van sy oes kan ontneem nie. Maar wanneer God vir Gideon roep, broers en susters, wanneer hy voor God verskyn, dan noem hy vir homself as nie belangrik nie, gering, of die geringste in sy familie.
En dit spreek van 'n bepaalde miskien vrees wat hy gehad het vir die omstandighede waarin hy is, of miskien lekker selfbeeld wat hy gehad het. Maar wanneer die engel van die Here met hom praat, dan sê hy, die Here is met jou, dapper Jan. En hoe vreemd moet dit nie vir Gideon geklink het nie. Ek, 'n dapper Jan, ek is niks nie. Ek is niemand nie, ek is aan die eers belangrik nie. Daar's ander mense wie die Here kan gebruik. So hy sien homself as swak, maar God sien hom as 'n geroepene. Hy sien homself, broers en susters, deur sy eie tekortkominge, sy eie beperkings, maar God sien sy bestemming, die roeping wat God vir hom het. En hier, broers en susters, lê vir my vanoggend 'n baie belangrike waarheid vir elke persoon wat uniform dra. Of dalk nie uniform dra nie, maar in 'n bepaalde posisie is, 'n belangrike taak verrig, wat bydra tot 'n beter samelewing, tot beter, veiliger gemeenskappe, tot 'n beter land. Die wêreld definieer ons dikwels deur ons posisie. En voor my vriend, posisie is vir mense baie belangrik. Die mense definieer ons baie keer deur ons range, of die titel, of die prestasies wat ons behaal. En in die samelewing waarin ons lewe, is dit die heiding. Ek is God. Maar God definieer ons deur sy roeping. Nie my posisie, nie my range, of wat ook al ek beklee in terme van prestasies wat ek behaal het. God definieer ons deur ons roeping, ons susters. Die verpleegkundige of versorgers wat vir ure op sy of haar voete is en steeds met deernis na pasiënt omsien, dien nie net die mens wat jy versorg nie, maar jy dien Christus, die een wat jou geroep het tot die taak waarin jy staan, of die ambt waarin jy staan. Die kollektiewe beampte wat regverdig en eerlik en integriteit optree, selfs met die bestuur. Selfs wanneer niemand kyk nie, wat so belangrik is, dien vir Christus. En ek sê spesifiek, broers en susters, uniformdraers wat met integriteit en eerlikheid en regverdigheid optree, want in 'n land waar ons dien, is daar soveel korrupsie onder uniformdraers. Die polisielid wat weier om korrupsie toe te laat en steeds die waarheid handhaaf, leef sy of haar roeping uit in Christus. So ook die soldaat wat getrou sy plig verrig om vrede te bewaar, vrede te bring vir die land en die land te beskerm. Hulle dien as 'n instrument van orde. Die ambulanspersoneel wat eerste op die traumatoneel afkom, bring meer as net mediese hulp. Hulle bring hoop vir lewe. Die dokter, die administratiewe beampte, die skoonmaker, die sekuriteitswag, elke personeellid, elke persoon, broers en susters, is nie net bloot, dit is nie net bloot 'n beroep waarin jy staan nie, maar dit is 'n roeping wat jy moet uitleef. Ons sien in ons geleesde gedeelte, broers en susters, voordat Gideon die Midianiete kon oorwin, dit is nou later in die boek, moes hy eers sy eie huis skoonmaak. Hy moes eers sy pa se Baal altare afbreek. Hy moes die godsdienst vernietig, afgodsdienst vernietig. Met alle woorde, broers en susters, hy moes eers gehoorsaam kom word aan God, voordat hy bruidpaar kon word in God se harte. En dieselfde begin
beginsel geld vir ons vandag. Ons kan nie geregtigheid in die samelewing bevorder terwyl daar ongeregtigheid in ons eie harte woon. Ons kan nie eerlikheid van ander mense verwag as ons compromise of ons self nie kompromie maak of compromise. Ons kan nie hoop bring as ons eie verhouding met God verwaarloos word. Elke eenvorm dra gesag, maar elke persoon wat met ware geestelike gesag begin, dra groter gesag. Want geestelike gesag begin by persoonlike heiligheid, waar ons die afgode in ons eie lewe moet afbreek, waar ons eers God moet kies, waar ons, soos Gideon, onsself moet ondersoek en ons eie huis in orde kry, voordat ons die uitdaging kan tegemoet gaan. En Gideon het 'n uitdaging gehad in die volgende hoofstuk, waar hy moes oorlog gaan voer. Maar daar soveel manne opdaag, en ek wil het net vinnig noem, soveel duisende manne opdaag, terwyl God nie eintlik soveel manne nodig gehad het. God het eintlik maar net 300 manne nodig gehad. Omdat, ek dink die rede daarvoor was, omdat as hulle 'n oormag van soldate was, wat hierdie taak saam met Gideon sou verrig, sou hulle gebouwd het op hulle eie krag, of op hulle eie kragstaat gemaak het. Maar God gebruik net die 300 manne om 'n vyand te verslaan, sodat hulle nie so spog in hulle eie krag nie, maar dat hulle besef die oorwinning wat hulle behaal het, was deur God se krag. En ons vertrou ook vandag maklik op baie ander dinge, tegnologie, prosedures, beleid, die mense wat in uniform is sal weet, die beleid word altyd in die mense gesig gedruk, menslike vermoëns om ons daaglikse take te verrig. En al hierdie dinge is belangrik om ons te help, ja, ons kan nie daarby verbygaan om ons daaglikse take te verrig nie, broers en susters. Maar die uiteindelike belangrikste element wat ons nooit moet vergeet nie, is dat alles wat ons doen, moet ons in God se krag doen om die oorwinning te behaal. Ook in ons werksplek moet ons onthou, nie ons eie krag of ons eie vermoëns of ewen ons gawes wat ons het nie, maar alles wat ons het, ook die wysheid wat daarmee saamkom, kom van God af. En wanneer ons erkenning gee aan God en ons Skepper wat vir ons aanvaar met ons tekortkominge, soos hy Gideon aanvaar het, sonder posisie in sy familiestruktuur, wanneer ons op hom vertrou, broers en susters, en besef dat ek staan in die uniform en in die werk, omdat God my hier geplaas het, dan behaal ons oorwinning oor elke uitdaging wat op ons pad kom. Hy is die een wat ons ouers in die posisie geplaas het. In hospitale word mense nie net deur medisyne genees die broers en susters. God bly voor genees. Polisie bring nie net wetstoepassing en geregtigheid nie, maar God is die groot God van geregtigheid. Ons weet daar, broers en susters, elke dag van ons lewe, maar ons moet altyd ons vertroue in God plaas. En wanneer ons stilstaan deur te sê, daar so baie keer en predikante sal wil weet, in die posisies waarin ons geplaas word, wat jy alles moet wees. En in elk geval, as ek die uniform aan het, is daar nie geslag aan my. Ek onthou, 'n soldaat het een keer gesê,
toe ons by 'n funksie is en ek in siviele klere is, gewone klere is. Toe sê, ek het vergeet dominee se vrou. Daar is nie geslaagd. Maar dit is so moeilik soms as predikant om mense te laat besef in die posisie waarin ek staan, meet ek en doen ek alles wat God vir my sê ek moet doen. Nie korrektiewe dienste. En dan beklei baie natuurlik. So as staan ek in die uniform van korrektiewe dienste en ek moet protokol nou omvergooi om te doen wat God wil hê ek moet doen. Dan moet ek dit doen. Want ons weet wat ongehoorsaam is. Groot chaos. So baie keer as ek die uniform aantrek en ek ry met daai hek in, dan sê ek, Here, hierdie grond, plek ek die kosbaar. Hierdie grond eien ek weer eens as God sit. So wanneer ek my voete hier neersit, dan neem U oor. En hoekom sê ek so, broers en susters, want elke dag gebeur goed in die tronk, waar ons terugkyk en sê, dis nie die aanvang. Ons het Vrydag ingegaan, doodnormale dag, dan het ons, in tronk sê ons vry klere. Dan het ons vry klere, gewone klere aan. So jy voel ook so 'n bietjie relax is Vrydag. Maar jy weet 2 uur Vrydagmiddag, na baie moeilike week, sit ek met iemand daar en een van die susters, mediese susters, kom sê, dominee, jy sit so, alles besig om die lede te slaan in 6, te beklei met die lede in 6. En jy moet weet, as hulle beklei, is dit nie vuislaan nie. Dis met skerp. En ons het al verhoor, of 'n week gelede, by dieselfde, een van die jongens, dieselfde incident gehad. En ek is besig met iemand van die publiek wat ingekom het, ek doen ook, wat ook weer baie met die polisie skole en gemeenskapswerk en ek ook baie. En ek sê vir myself, ek kan ons nog nie lief. Sy sê nog my, dominee, jy kan nie, is al verhaarlik, jy kan ons nog nie daar nie terug gaan nie. En ek glimlach, maar ek sit daar en ek moet haar hanteer. En daarna, toe ek klaar is, moet ek uitbeweeg en dan weet jy hoe die brief moet. Toen het een van die maatschappelijke werkers kon er toen nog uitkrijg, terwijl die ander stabiliseer en die hoofd van de maatschappelijke werkers die doen nie, nou tegen jou wat nodig. Ik heb ook koffie nodig, nou, voor kalmte. Leen ik koffie bij jou, maar ik heb ook nou jouw hulp nodig. Maar ons moet nou gewoon net stabiliseren, als ik het zo kan zien. Maar dit is die werk waarin ons staan. Die politie is nog erger. Dit is die werk waarin ons staan. Ek wil bysê by die politie bekleur ook nie met mense is deesdae dans. Jy hoor en mamas by net, wat ons so verlede week en die week voor dit gebeur. Mense word sommer net so doodgeskiet. 10 op 'n slag word geskiet. So dit is waarom ons te doen het, broers en susters. En dit is hoekom ons sonder God in ons uniform by die deur kan uitstap en in ons werk ure kan instap. Gideon, broers en susters, het later as dienaar van die Here die vyand geslaan net met ramshore en kruike en fakkels en 300 man. Nie 'n ontelbare leer nie. Nie deur sy menslike krag nie of mag nie, maar deur die krag van God. En dit herinner ons aan Paulus se woorde in 2 Timoteus 4, wat sê dat ons het hierdie skat in erde kruike wat ons binne in ons dra, sodat die voortreffelikheid van God, die voortreffelikheid van die krag uit God mag wees en nie uit ons nie. Ons is almal erdekruike, breekbaar, ons raak moeg, ons raak moedeloos, ons maak foute en die staatsamptenare sal vir sê hoe moedeloos ons raak vir die goed wat in die staatsdiens aangaan.
Ons maak foute, broers en susters, ons raak emosionele letsels. Maar God plaas sy skat in my en in u, gewone mense, broers en susters. En dan gebruik hy ons, die gesondheidspersoneel, die korrektiewe beampte, die polisielede, die soldate, die verkeerspersoneel, die ambulans, die eenvoudige, die administratiewe personeel. Hy gebruik vir ons, broers en susters, as gewone Christene. En hy doen die buitengewone deur ons, sodat ons ander se lewens nie net beskerm nie, maar ook kan aanraak en kan verbeter. Maar die woord van die Here waarsku ook vir Gideon, broers en susters, en ek dink dat ons is nog na aan die afsluiting. Die grootste gevaar is nie net altyd die vyand daar buite nie. Soms is dit die afgod of die vyand in binne. Daarom bly die oproep van Filippense 2 so relevant vir ons as uniformdraers. Dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag, sodat julle kan skyn soos ligte in die wêreld. En as ons kyk oor die afgelope jaar, sien ons baie redes om voor dankbaar te wees, broers en susters. En wanneer ons dan weer vorentoe kyk, sien ons die vyande, die medemete, ons sien die misdaad, ons sien die geweld, die korrupsie, ons sien die armoede, broers en susters, ons sien die siektes, die verslawing, ons sien gebroke gesinne, ons sien geestelike en morele verval, ons sien personeeltekorte en ons sien uitbranding. Ons sien trauma en ons sien onsekerheid, veral die onsekerheid in ons ekonomie. En tog sê God vir ons vandag, die Here is met jou, wat aan jou. En miskien voel u ook soos Gideon vandag, in die parskryf. Miskien voel u ook moeg, u voel onsigbaar, dalk onvoldoende. Jy word dalk nie waardeer in jou werksplek vir dit wat jy bring tot die werksplek en die suksesse wat behaal word nie. En dalk is jy ook bang vir wat die toekoms inhou, of worstel jy met een of ander siekte, en nie noodwendig die fisiese siekte nie. Dokter het so mooi gesê, die groot siekte wat vandag so baie by ons op aanklop, winterjaar, omdat ons al die goed moet raak. Maar God roep u nie volgens u self of die eie vermoëns nie. Hy roep u volgens hoe hy u sien en hoe hy u wil gebruik. Hy ken jou naam. Hy weet wat jy tot in staat is. Hy ken jou roeping en hy ken die plek waar hy jou geplaas het. Moenie twyfel daaraan nie. God weet wat ons deurmaak en waarmee ons worstel elke dag binne ons weersplek. Hy het nie verniet in die hospitaal of in die korrektiewe dienste, polisie, maatskaplike dienste of waar ook al geplaas nie. Daar waar u werk, daar is u sendingsplek. Daar waar u dien, is God reeds besig om te werk. Daar waar u vir mense hoop gee, daar is daar mense wat reeds hoop verloor het. Daar waar mense bang is, stuur hy vir my en vir u om te vertroos. Daar waar onreg is, broers en susters, stuur hy vir my en vir u om geregtigheid te laat geskied. En daar waar mense ly, stuur hy vir u om te gaan en te genees. En daarom vra die Here vandag vir elkeen van ons, soos ons hier sit in ons uniform, watter vyande staan daar rondom jou? Vertrou jy God om jou deur die Gees te lei om hulle teen te staan?
ander sê God jou. Vra God, sal jy God se stem glo wanneer hy vir jou sê, die Here is met jou, dapper Jan. Ek los hom met Amen.